Vriende, goeienaand, goeiemiddag, was dit aand al. Baie welkom by hierdie jaar se asdiens. As Woensdag het ons nou al 'n paar keer gehoor en beleef is die begin van lydenstyd. Daar is eintlik 46 dae van vandag af tot met Paasfees, maar die 6 Sondae word nie getel nie, want die vroeë Christene het nooit op die Sondag gevas nie. Het nooit die lyding ervaar nie of gevier nie. En daarom is dit 40 plus die 6 dae. So as jy nou so 'n bietjie gemaak, dan sal jy 46 dae kry. Baie mense vra, hoekom praat ons van 40 dae en nie van die 46 dae nie. Lydenstyd is 'n tyd vir selfondersoek, is 'n tyd vir skuldbelydenis, is 'n tyd vir vas, is 'n tyd vir gebed, is 'n tyd vir diens aan ander mense. Is 'n tyd om nog meer as gewoonlik die woord van God te lees en te oordink. En deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van ons kerklike jaar is. Nou die gebruik, soos ons die afgelope tyd nou al ook in ons eie gemeente ervaar het, die gebruik met As Woensdag is al deur die geskiedenis so gedoen, dat hulle die palmtakke van die vorige jaar vat, dit verbrand, en dan met olyfolie meng, en dan in die vorm van 'n kruis op jou voorkop of op jou hand sit, met die gepaardgaande woorde, stof is jy, en stof tot stof sal jy terugkeer. As Woensdag is die ideale dag, en as jy die lentboekie het, en jy dit begin vandag deurwerk, dan sou jy dit ook dadelik agtergekom het, as Woensdag is die ideale dag om juis oor jou verganklikheid na te dink, om juis oor hierdie gedagte van Genesis 3 vers 19 na te dink van ons is stof, en ons sal uiteindelik weer stof word. Dis hoekom ons van die stof gebruik, om uiteindelik iets daarvan vir ons ook weer te gee. Maar as is nie net 'n teken van verganklikheid nie. As is ook 'n teken van boetedoening, want in die Bybel kry ons dit 'n klomp kere, dat wanneer mense gerou het, en wanneer mense verootmoedig het voor die Here, het hulle as oor hulle koppe gegooi, letterlik in sak en as gaan sit, en op hierdie manier ook hulle verootmoediging voor die Here gebring. So hierdie stilword geleentheid vandag is dan ook 'n geleentheid om juis ons voor die Here te verootmoedig, met die oog op lydenstyd wat nou vir ons voorlê. Ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons daarna net so sit, en dan gaan ons lied 384 2 keer sing. Here, iewers sing ons hoe vinnig tyd verbygaan. Ure, maande, jare skuif soos gedagtes en soos skadu's verby. En ons maar net dink dat dit voel of ons gister of eergister hier gesit het met verlede jaar se As Woensdag, hoe vinnig 'n jaar om is. Dit voel of ons nog by Kersfees en by Nuwe Jaar wil stil staan, en hierdie jaar se lydingstyd begin vandag. Daarom is dit my gebed, Here, dat daar ook 'n verandering in ons hart en 'n verandering in ons gedagtes sal kom vir hierdie volgende 40 dae wat ons U lyding ten diepste weer sal herdenk. Sal oordink en sal nadink oor die groot prys wat U betaal het toe U die dag daar op Golgotha vir ons gesterf het. Dankie dat ons met U woord ook in hierdie dae besig mag wees. My gebed is dat ons meer as gewoonlik met die woord sal besig word. Dat ons ook iets sal opoffer wat vir ons lekker is en wat ons dalk nie so gemaklik net kan los nie. Maar juis om vir iets nee te sê, sodat ons vir U in daardie tyd ja kan sê. Dat ons meer tyd aan U sal spandeer, en aan U woord en aan U leiding, as wat ons dalk sou doen, as dit kom by sosiale media, of enigiets anderster. Ons weet, Here, dat vas 'n manier is wat ons onsself opnuut aan U verbind, waar ons opnuut sê, ons wil U met ons hele lewe dien. Mag ons ook daarmee erns maak. Ons wil in die besonder ook doen, soos wat U vir ons in Matteus geleer het, dat wanneer ons vas, ons nie met lang gesigte moet rondloop en na die hele wêreld moet sien dat ons vas nie, maar dat ons steeds ons sal versorg, en dat ons netjies sal aantrek, en dat ons vir 'n wêreld daar buite niks daarvan sal wys nie, omdat dit 'n saak tussen ons en U is. Maar help vir ons asseblief daarin. Hierdie tyd is ook 'n tyd waarin ons meer
goed doen aan ander as wat ons dalk in ander tye doen. En daarom pleit ek ook, Here, dat U vir ons 'n gewillige, vrygewige, blymoedige hart sal gee, om ook waar ons ander se behoeftes raak sien wat dalk minder het as ons, dat ons vrygewig sal wees in ons gee. Maar Here, dan in die besonder is hierdie tyd ook 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van stil word voor U om ons eie harte, ons eie lewens te ondersoek, en seker te maak dat ons in 'n regte verhouding met U staan. Om opnuut bewus te wees van dat U liggaam deurboor is, stikkend geslaan is, gebreek is, U bloed gevloei het, U uiteindelik aan 'n kruis gesterf het om elke stuk sonde van ons lewens op U te neem, die prys daarvoor te betaal en dit ons van ons af weg te neem. En juis uit dankbaarheid vir dit wil ons in hierdie tyd opnuut ons lewens baie deeglik deursoek. Ons wil die woorde van Psalm 139 oor en oor bid: deurgrond my hart, Here, deursoek my, en maak tog seker dat ek nie op die verkeerde pad is nie, maar lei my op die beproefde pad. Ons wil dit daagliks bid. Ons wil dit ons gebed maak, dat ons jy so naby aan U wil leef, dat ons weet ons kan en ons wil nie en ons mag nie ooit vir U iets probeer wegsteek nie. Hoor ons as ons in hierdie oomblikke onsself voor U kom neersit, letterlik nakend voor U kom staan, omdat ons niks het wat ons kan wegsteek nie. Dat ons lewens oop en bloot voor U wil kom neerlê, en vir U vra, kom raak ons harte aan. Kom verander U ons harte, as dit ook nodig is. Pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan hierdie jaar in ons as diens net by 'n paar tekste stil staan. Ons gaan niks verder daaroor praat nie, gaan dit lees, en ek gaan vir jou geleentheid gee om dit by jouself te oordink, en dit wat jy glo en voel die Heilige Gees op jou hart lê, om dan ook te bid, dat jy dit dan ook so sal doen. Ons eerste teks kom uit Joël 2 uit, Joël 2 vers 12 tot 17, waar die Here sê: maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas en huil en treur, skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe, want hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde, hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep, en of hy nie weer voorspoed sal gee, sodat daar weer graan en drankoffers kan wees nie. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, ja selfs die wat nog drink. Ja selfs die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, en die bruid uit haar wittebroods-kamer. Kom ons neem 'n oomblik en ons oordink hierdie teks, in die besonder waar die Here sê, skeer julle harte en nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe, want hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en hy is vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Die bekende Psalm 51, gebed wat Dawid bid, nadat Nathan hom gekonfronteer het met sy oorspel.
bid hy, wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van al my skuld, reinig my van al my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe, want u het my verbrysel, maar u sal my weer laat jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'n Offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Nee, die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nooit gering ag neem. Kom ons neem 'n oomblik en ons laat die Heilige Gees toe om jou op sondes te wys wat jy dalk in hierdie oomblik nog moet bely, en dan doen ons so. Ons liewe Heer, laat ons ook nooit in die duister van hoe hy wil hê ons moet lewe in die Mega 6. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalwers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam gekom het vir my oortreding? Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Ja, om die Here te dien, dit is wysheid. Die Here vra nie offers nie. Hy vra dat ek en jy reg sal laat geskied, liefde en trou sal betoon en bedagsaam voor hom sal lewe. Kom ons hou vir 'n oomblik weer ons oë toe. Ons vra dat die Here hierdie besef in ons harte sal laat tuiskom, dat ons so sal lewe, dat ons in ons lewe reg sal laat geskied, liefde en trou sal betoon en bedagsaam voor hom sal lewe. En dan ten slotte, geliefdes, is alles nie verlore nie. Ons leef nie 'n hopelose stryd teen die sonde en al hierdie goed wat ons nou vanaand van gehoor het nie. Want die Here het ook ons kom nuut maak. Daarvan getuig Paulus in 2 Korintiërs 5 as hy sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus Jesus, hy het ons deur Christus Jesus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan juis daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en alle mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou en ons tree nou op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus,
deur God vrygespreek kan word. Wat 'n voorreg om vanaand hier te kan uitloop, wetende ons is deur Christus vrygespreek. Nie op grond van iets wat ek en jy gedoen het nie, maar op grond van dit wat Christus vir ons kom doen het, toe hy as in ons plek as sondaar behandel is en aan die kruis gesterf het. Here, hoe sê ons ooit vir U dankie hiervoor? Hoe kan ons ooit ons opregte dankbaarheid wys vir die feit dat U ons ou lewe saam met U aan die kruis laat sterf het? En vir ons 'n nuwe kosmos, 'n nuwe mens, 'n nuwe gees kom gee het, wat inderdaad nou saam met U tot in alle ewigheid sal kan leef. Daarvan verdien ons absoluut niks. Ons kan op geen manier betaal daarvoor nie. U het die prys betaal. U het elke stukkie sonde en straf en oordeel wat op ons skouers was, wat ons eintlik moes gedra het, U kom afhaal en het U op U skouers geneem. En het U die prys daarvoor betaal, het U die oordeel gedra, sodat ons vanaand kan weet, die ou is verby, die nuwe het gekom, ons is in Christus 'n nuwe mens. Mag dit wees dat wanneer ons hier uitloop, ons in hierdie 40 dae wat ons dit gaan oordink, werklik ook so sal leef, dat mense om ons kan sien, ons is nuut gemaak deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Soos wat Paulus hierdie gemeente smeek, letterlik soebat, aanvaar die versoening wat Christus vir julle bewerk het, so pleit ek dit nou af op elkeen van ons mense wat hier sit. Aanvaar die versoening wat Christus Jesus vir jou bewerk het. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan net so sit, ons gaan kyk na die video en aan die einde van die video sal jy sien daar is 'n uitnodiging dat jy vorentoe kan kom. Ek en Pieter sal dan vir julle hier voorkry. Again from ashes, that healing comes.